Honourable Chairperson, today we debate in this Heritage Day debate the topic of celebrating 30 years of unity in diversity. Nou, dit is nie die eerste keer nie, dit is vir 30 jaar wat ons hierdie debat voer en dat ons hierdie goeders met mekaar gesels. En ek het vandag baie aandagtig geluister na die sprekers van verskillende partye voor my. Ek het geluister na die ANC se spreker, die Honourable Gagabu. Ek het geluister na die MK se spreker, agbare Manji. Ek het geluister na die DA se Masango, ek het geluister na die EFF se Mthethwa en na die ander ook. Nou die interessante vir my is, deur na hulle te luister oortuig my, ons is nie nader aan mekaar as wat ons was 30 jaar gelede nie, ons is verder weg van mekaar as wat ons was 30 jaar gelede. As u mooi geluister het na wat elkeen te sê gehad het, het ons nie nader aan mekaar gekom in hierdie tyd nie, ons het verder van mekaar af weggedryf in Suid-Afrika en ons moet daarvan kennis neem. Dit help nie elkeen kom na hierdie podium en sê al die mooi regte clichés en die regte aanhalings en die regte woorde, maar in werklikheid praat ons by mekaar verby. Erfenis is 'n persoon of 'n groep of 'n gemeenskap se unieke oorgeerfde sin van identiteit, hulle waardes, hulle tradisies, hulle kultuur en gebruike wat oorgedra is na vorige geslagte, uit vorige geslagte ook die toekoms in. Erfenis gaan nie maar net oor wat nou is nie, erfenis gaan oor wat voorlê en wat geskep word op die pad na die toekoms toe. Ek het mooi geluister aan die agbare Manji, hy het baie mooi vertel en vir ons verduidelik, whom they all embrace. But he didn't mention anything about the Afrikaner or white people. That was his choice. He did not embrace them. Louis Liebenberg moet daarvan kennis neem. Well, he didn't. So we must listen to what people are saying and what the words mean in terms of what they are basically saying. Hierdie debat, wat gaan oor kultuur, oor erfenis, gaan ook baie verder as dit. Dit gaan oor nasiebou, oor social cohesion of nie. En ek moet eerlikwaar sê, die agbare minister van Kuns en Kultuur het 'n enorme taak en hy het 'n groot klomp werk reeds gedoen in terme van nasiebou, in terme van die departement, want hierdie departement leen hom daartoe tot 'n baie groot mate. Aan die een kant is daar sport, en solank dit goed gaan in sport, is sport 'n vereniging, 'n verenig by mekaar bringer, unifier. Maar dit gaan nie altyd goed in sport nie, daar kom 'n tyd wanneer sportspanne swak vaar en verloor en mense assosieer nie daarmee nie. En dan kom daar by ander dinge uit, rondom kultuur, identiteit en die boustene wat in 'n gemeenskap basies daar staan. Suid-Afrika is 'n enorme diverse land. Ons weet van die verskeidenheid, ons weet van die diversiteit. Daarom sê die grondwet, 11 official languages. Dit is die werklikheid van die verskeidenheid van Suid-Afrika. En dan is die vraag, wat doen ons rondom hierdie diversiteit? Is ons ernstig daaroor? Of is ons besig met lippediens? Unity in diversity. But what are we doing really in terms of accommodating that diversity? En dat is 'n keuse. Daar is enorme energie wat opgesluit lê in Suid-Afrika in sy verskeidenheid van mense, in die verskeidenheid van kulture. Enorme energie wat na vore kan kom om hierdie land vorentoe te vat. Wat ek vir julle sê op hierdie stadium nie ontsluit word nie. As ek geluister het aan die sprekers vandag hier van die verskillende partye, het ek niemand gehoor wat vir my vreeslik gelukkig en opgewonde klink om deel te wees van hierdie groter prentjie nie. Behalwe minister McKenzie, ja. Maar vir die res het vir my geklink werklik, niemand is werklik opgewonde nie, niemand is regtig vreeslik gelukkig nie, hulle is baie almal klaar aan alle kante toe. Die werklikheid is, erken die diversiteit, maak daarvan 'n sukses en neem dit vorentoe, dan kan jy Suid-Afrika vorentoe bou deur elkeen se identiteit te erken, deur sy verskeidenheid te erken, wat boustene word, anders as om voor te strompel van een geleentheid na die ander. Dit kan gedoen word, maar vandag se debat sê vir my, daar is nie noodwendig hierdie groot opgewondenheid oor diversiteit in terme van vorentoe gaan, in terme van time is expired. Thank you.